Goeiemôre almal, wees gegroet in die wonderlike naam van Jesus op hierdie geseënde Vrydagoggend. Dit is Goeie Vrydag, Paasnaweek, 'n baie geseënde Paasfees vir elke een van julle. Nou vandag wil ek graag met julle deel oor Jesus toe hy sy hoof gebuig het en toe sy gees gegee het, nadat hy gesê het, dit is volbring. Wat het daarna gebeur, kind van God? Ja, die voorhangsel van die tempel het geskeur, van bo na onder. Grafte het oopgegaan, dooies het opgestaan uit die dood, die aarde het geskit. En dit kan ons lees in Matteus 27 vers 50 tot 52. Nou hierdie sê vir my, dat watse krag was daar in die kruisiging. Die krag van toe Jesus sy gees gee, skud die aarde. Die voorhangsel van die tempel het geskeur. Nou kyk, daai voorhangsel is nie net sommer enige voorhangsel nie. Soos wat ek verstaan, is daai voorhangsel so dik, dit moet verskriklik baie vat, voordat dit skeur. Nou kyk net wat se krag is daar, in Jesus. Dat dit skeur, dat die aarde bewe, die hele aarde bewe, en dat die dooies weer kan opstaan. Ja, dit is wonderlik. Nou kind van God, hierdie bewys net vir my. Die Here Jesus wat vir ons gekruisig is, het soveel dinge plaasgevind, wat mense laat sê het, waarlik, hy was die seun van God. Nou ek wil vandag vir jou sê, wat daar ook al in jou lewe is, wat se omstandighede jy deurgaan, wat se situasies jy deurgaan, as hierdie dinge kon gebeur het, as hierdie dinge kon gebeur het, toe Jesus gesterf het, kan soveel dinge vir jou ook oopgebreek word. Deurbrake kan kom. Dit wat in die pad staan van jou deurbraak, kan skeur soos die voorhangsel. Dit wat dood is in jou lewe, kan weer lewendig gemaak word. Of dit nou 'n verhouding is, of dit finansies is, gesondheid, wat ook al, dit kan weer lewe kry, my boeta en sissa. Want dit is die krag wat in die kruisiging is. So ek wil hê, jy moet vandag, saam met my, en ook hierdie naweek wat voor lê, laat ons opnuut besef, wat het Jesus opgeoffer? Dit het groot gelyk, maar dink net, wat se uitkoms het dit gebring, toe Jesus weer opstaan, na 3 dae. Dit is volbring, kind van God. Dit wat Jesus moes doen, is volbring. Hy het vir ons sondes gesterf. Hierdie dinge wat tussen jou en God staan, is geskeur in Jesus naam. Dit is volbring. So kom ons vat hierdie Paastyd, en ons reflekteer, net weer eens op dit wat Jesus vir ons gedoen het. En ons kan hom net aanhou loof en prys en verheerlik, oor die opoffering wat hy vir ons gemaak het, as sy kinders. Amen. Amen. Kom ek bid vir ons. Here, ek bid in Jesus Christus naam. Baie dankie. Dankie wat u vir ons aan daai kruis gedoen het, Here. Dat u ons sondes op u geneem het, en vir ons gesterf het. Dankie, Here, baie dankie. Liewe Here, ek bid in Jesus naam, dat dit, wat in ons pad wil staan, van 'n toekoms saam met u, 'n pad saam met u, dat dit sal skeur soos die voorhangsel. Ek bid, Here, dat dit wat dood is in ons lewe, laat dit weer lewe kry in Jesus naam. Laat dit wat nie wil beweeg nie skud in die naam van Jesus. Asseblief, Here, in die wonderlike naam is dit my gebed. Amen en amen.